Hallo en welkom by nog 'n episode van die Dirk Skeepers program. In hierdie episode kyk ons na die beter einders en na wat gebeur het in Oranje se onlangse raadsvergadering. Ek is Dirk Skeepers en hier is die Dirk Skeepers program en ons praat oor sake wat Afrikaners raak. In verlede week se episode het ek gepraat oor die wit en swart bevoordigtingssake wat ontlont is deur Helen Zille se tweets. En daarin het ek genoem dat die wit mense wat die hardste kerm daar reggemaak moet word oor die verlede, sommer eers die voorbeeld kan wees deur hulle bates te skenk. Ek het gedink dit maak sin want jy sal dadelik die morele hoëgrond hê en waarlik kan virtue signal, soos hulle sê in Engels. En daarmee te loops vir julle taalkundiges daar buite, wat is die regte woord vir of die regte Afrikaans vir social justice warrior? In elk geval, ek het toe verder gaan soek vir veral Afrikaners wat dink daar moet terugbetaal word vir die verlede en dit eintlik doen tot 'n mate, of dit nou meer of minder mate is. Toe kom ek af op die groep met die naam Beter Einders. Die skakel tot hulle webblad sal ek soos altyd in die beskrywingsafdeling van hierdie episode sit, soos ek al die inligting gewoonlik insit daar. En hier op hulle webblad sê hulle is vrygewig en all-around lekker mense en dat hulle saamwerk vir 'n beter toekoms in ons land. En ek moet altyd net bietjie vashak oor daardie ons land gesegde. Ek wonder net altyd daaroor want is omtrent elke president na 1994 het tot 'n meer of minder mate al gesê dat Afrikaners is nie regtig deel van die land. As voorbeeld kan ons nou seker maar gaan kyk na Mbeki se kolonialiste van 'n spesiale aard tot Zuma se Debula Ibunu. Maar nou ja, hier is die Dirk Skeepers program, soos ek altyd sê, ek gee vir julle die nuus, ek gee vir julle 'n bietjie van my opinie en dan gooi ek dit terug aan julle. Laat my weet of ek reg is of verkeerd is. Julle kan net daar gaan praat op Twitter en vir my sê. Tog as ons gaan terugkom na die beter einders soos hulle self noem, natuurlik het ek uitgereik na hulle toe. Ons gaan nou maar sien of nou iets daarvan kom, maar dit lyk tog of hierdie beter einders iets probeer doen in terme van projekte met boere in die Limpopo waar hulle werknemers aandele gee en hulle gesels met Rolf Meyer. Hulle vra ook vir nuwe lede om geld en hulpbronne te gee hier op hulle webtuis as ek reg lees. En toe ek verder gaan soek na wat die beter einders gedoen het, toe kom ek op hierdie interessante YouTube episode af. Hier is 'n bietjie van die audio. Dus ek hoor hulle daai Tito Mboweni, die minister van finansies gemaak. Wat? Tito Mboweni. Dit is minister van finansies. Hulle moes al lank al daai job kom. Ja, jener, het nou eers gebeur. Hy is baie bekwam, ek kon nie 'n beter uitkies nie. Ja, dit is die toekoms. Gepraat van Saterdag teen die Wallabies op Ellis Park. Wie begin op hakker? Een raai. Pongi Mbenambi. Wat? Ek het geweet dit gaan gebeur. Een rede hoekom hy nou span is. Mannetjies, een rede hoekom hy nou span is. Ja, Ons weet hoe kom. Voorarms. Feite. Moes voorarms wat great is vir lynstaande. Hy kan hardloop op daai arm. Hy nie jou vat nie, dan vat hy jou. Jy gepraat oor groot voorarms. Skala het jou sussie toe ingekom vir medies. Ja, ek het gewonder. My sussie het aansoek gedoen vir medies, Ja. maar my sussie het nie ingekom vir medies nie. Ah, En ek dink ons almal weet hoekom my sussie nie ingekom het vir medies in Suid-Afrika Ek nie. het al hierdie movie gesien. Want my sussie is te dom. Soos 'n klip. Ek moet dit nou maar vir mekaar sê, daai 60% van haar gaan nie kan maak vir medies nie, maar ja. So daar's daai deel van die episode. As jy die res van die episode wil sien, dit is natuurlik in die beskrywingsafdeling van hierdie episode. Natuurlik het sekere mense hierdie video uitgekry en ander het dit natuurlik weer goed gepraat. Ek wil hoor wat julle daarvan dink. Gaan praat saam daar op Twitter. Ek wil ook dalk net doen dat ek dink dat is al hierdie goed wat die betreiners doen dalk net nie goed genoeg nie. As jy gaan luister na die gesprek oor wit bevoordiging, dan behels dit dat wit mense, lees Afrikaners, bevoordig is oral universeel. Dis natuurlik nou weer Tuliman ons sê wat praat oor 344 jaar se onregting. Niks minder as al daai beter einders se bates, selfs die klere op hulle rug gaan goed genoeg wees. En dalk nog verder, wanneer hulle platsak en kaal is, moet hulle loop na die naaste paal en hulle koppe daarmee begin indelf, totdat hulle al hulle geleerdheid verloor het, want onthou, alles wat hulle gekry het is verkry uit onreg. En ek sê so, want dit is nie juist randfigure wat hierdie goed sê nie, dis die president en vorige openbare beskermer. So, die vraag wat by my opkom vir mense wat werklik glo in regmaak van bevoordiging, hoe durf jy dan in jou bed slaap of in jou huis of met jou kar ry? As jy dit werklik glo, sal jy nie self skaam nie. Maar weer eens, soos ek sê, ek kan altyd verkeerd wees. Gaan laat my weet in daardie kommentare op Twitter en YouTube. Volgende wil ek vinnig swaai na 'n ander groep Afrikaners, daardie haregatte in Oranje waarvoor ek baie tyd het. Tydens die afgelope naweek se burgerraadsvergadering van die Oranje beweging het die president Karel Boshoff sy bedanking ingegee. En ek het vir Sarel Roots, een van die woordvoerders daarvan Oranje, gevra om vir my 'n vinnige opdatering te gee en hier's gedeeltes van wat hy vir my gestuur het. Dankie Sarel vir jou terugvoer so te loop. Tydens die afgelope naweek was daar 2 burgerraadsvergaderings gewees waarin tydens die Oranje beweging wat deel is van Oranje maar nie in stuur is van die Oranje dorp nie, byeengekom het om dan te praat oor die toekoms en ook te dink oor hoe ons sekere dinge kan verander en om ook eintlik maar die beweging meer vaartbelyn te maak. Tydens die verrigtinge het Karel Boshoff sy bedanking ingedien as president. Daar was ook bevestig dat daar geen klagtes van korrupsie was
tydens die afgelope jaar en al die dinge wat in die koerant verskyn het nie. So daardie sake was kwaadwillig en toe nou ook verder kwaadwillig in die media versprei. Die burgerraad het ook 'n mosie van dank en steun aan Karel toegesê en gesê ons ondersteun hom ook in sy beplanning verder vorentoe en ons wens hom alle sterkte toe. So ja, wat ons as Oraniërs betref, dink ek is 'n nuwe begin vir ons. Die gedagte ook van die hele naweek se verrigtinge was juis om die Oranje beweging te herstruktureer, bietjie planne te maak oor hoe ons beter kan inpas en aanpas. So in kort dink ek die afgelope naweek se verrigtinge was baie positief geweest. Ek dink Oranje beweging staan op 'n baie goeie plek. Ek dink ons gaan van hier af net van krag tot krag verder groei en ek dink ons gaan mooi nuwe dinge in plek sit in die volgende aantal jare wat voorlê. Ja, in hierdie geval is dit vir my interessant hoe Karel Boshoff verantwoordelikheid vat, al is hy self nie eers naby aan skuldig aan enigiets nie. En weer eens, ek hou hierdie harregat groep Afrikaners dop, want soos die Betereinders doen hulle iets vir die toekoms. Ek dink net die groot verskil is dat in Oranje die mense meer realisties is en verstaan hulle die grootste probleem in Suid-Afrika. En daardie probleem is natuurlik dat Suid-Afrika een land probeer wees. Jy sal nie aandring dat Duitsland en Frankryk een land probeer wees nie. Dis mos verskillende tale en kulture, maar in Suid-Afrika bly mense vasklou aan die grootste nalatenskap van kolonialisme en dis die grense van die land. En dis eintlik waar ek hierdie episode gaan afsluit vir my nuwe luisteraars. Ek probeer die episodes wat ek nie onderhoude voer nie, baie kort hou en dis hoekom ek dit in hierdie formaat doen. Laat my weet as jy hou van wat ek hier probeer doen. Teken in deur die subscribe knoppie te druk en deel dit met jou vriende en familie. Tot 'n volgende keer, totsiens.